Soek jy oorwinning oor jou finansies? Soek jy oorwinning in jou huwelik? Soek jy oorwinning in Suid-Afrika? Al sy potholes, die korrupsie hier, aborsies. Soek jy oorwinning tussen jou en jou vrou of man en vrou? Soek jy oorwinning by jou kinders? Soek jy oorwinning by jou pa en ma? Soek jy oorwinning, klim so 'n bietjie op, ons gaan bietjie daaroor praat. Terwyl die mense inklim, ek loop net gou, kyk wat gaan aan by die Turkswye. Ek was mos nou vandag. Ek kan nou net seker ook noem vir julle. Dat die wat gelees het nou die dag, dat ek 'n Turkswy blaar geplant het, wat ek Israel Memories genoem het, nie meer daar is nie. My hond het gister verskriklik opgegooi. Kom, Sabaka. Sabaka beteken Russies hond. Verskriklik opgegooi, groen, alles. Ja, hy het die Turkswy blaar opgeëet. My memories aan Israel. Ek het hom nogal daar eenkant geplant, om net te kyk, net daar, dat ek hom geplant. Interessant. Kyk hoe skellig voel hy, as ek hier kyk. Ja, maar dit daar gelaat. Hier is die doringrose Tolafia poeier wat jy groei om te ninshop.co.za te gaan, as jy wil. Maar kom, ek wil gou met jou praat. Hendrik, ek is bly jy's op. Jan Hendrik, man is 'n man, hy's wakker. Net so kyk. Ek kyk gou om 'n gefter wat ek hier agterop gesit het. Elke keer as ek ons in die buitelug hier gaan, dan overheat hy. En toe koop ek nou 'n dingetje, hy bring die foon af tot -3 agter. Ja, klomp trikse en goed. Maar okay, net gou kyk hierdie, net vir julle wys wat gelyk het of hier niks gaan gebeur nie. Kyk, hy begin opkrul. Hy begin opkrul en daarna sal hy nou uitstoot. So ja, hier het dan ook dingetjies gebeur. Maar kom ek gesels gou met julle. En ek het nou 'n papiertjie hier by my, want ek moet die 9 punte noem. Ek het vas, maar jy hoef ook nie sonder kos te bly nie. Ek en my vrou gaan byvoorbeeld, dit begin 'n maandag, die 23ste. En ons kan dit 'n paar keer hierdie jaar nog uitroep, vir 9 dae. Nou, ek en my vrou gaan middag, tussen 12 en 2 eet, groentes. Ons gaan net vleis uitsny, en diereprodukte. So, jy rig het in soos jy wil. Jy sny iets uit, wat jy wil uitsny. As jy besluit jy eet brood vir die 9 dae, of jy sny brood uit, dan doen jy dit. Of gas, koeldrank, net wat jy wil. Maar dit gaan van die 23ste Februarie wees tot die 3 Maart, 9 dae. Waarop baseer ek dit? En as ek nou die verhaal vertel asseblief, ek is nie met snaakse goed besig nie, maar hier is my mooi verhaal uit die Makkabees uit, waarin ek kan verkeerd wees met van my goed en hy help jy my maar reg, alles. Maar toe die Grieke oor die Jode geheers het so vir 'n tydperk, toe gaan die Grieke en hulle vat 'n vark en hulle gaan offer hom in die tempel. Wat mos nou moeilikheid soek is. God het wel gesê ons kan alles eet. Hierdie was voor Christus, 'n tydjie voor Christus. As ek reg is, ja. Ek kan nog so tot in hierdie tyd weer die verhaal vertel en dan kan ek nou vir julle presies die jaartalle sê en al hierdie goed. Maar voor Christus, toe gebeur dit, die Grieke heers 'n bietjie oor die Jode en hulle geoffer 'n vark. Nou vandag het die Here nog nooit gesê ons kan varke offer nie. Jesus was die offer vir ons. Maar ons kan nou vark eet, vergeet dit nou. Toe gaan offer hulle die vark en 120 Jode, nou ek het so 'n bietjie navorsing vandag gedoen. Hulle sê dat dit kan minder ook wees. Maar kom ons staan nou by die 120 Jode. 120 Jode het toe opstandig geraak en hulle slat die Grieke daar uit. Die tabernakel uit, of uit die tempel uit, en hulle vat oor. En soos dit Joodse gebruik is, en ons het dit vandag geestelik oorgeerf, moet daar 'n vuurtjie, 'n kersie, 'n lampie, altyd brand in die tabernakel, of in die tempel, of in die tabernakel.
In ons lewe wil ons altyd die vuur daar hê. Stem julle? Ons wil die vuur daar hê. Daar moet altyd 'n vuur brand. Nou wat toe gebeur? Hulle kom toe, hulle wil die vuurtjie brandsteek, 'n lampie opsteek. En toe hulle daar kom, toe sien hulle, joh, daar's net olie, olyfolie wat 'n dag sal hou. En olyfolie vat 8 dae om vervaardig te word. En daai tyd, ek weet nie hoeveel dae vat hy nou nie. En hulle sê, hulle steek toe die dagsin brand. En hy brand toe 9 dae of 8 dae kan jy nou sê, totdat hulle die ander olyfolie kan gemaak het. En toe verder die vuur in die tempel. Hier is my 'n wonderlike boodskap. Ja, daar's 'n fees, die Chanukka. Spel hom H met H. Chanukka fees, hulle hou dit in Desember. Die Jode oor hierdie ding. Waar jy die menorah, die wat die menorah ken, hy het mos 7 kandelare. En die Chanukka het 9. Een is die vlammetjie wat permanent moet brand. En dan die ander 8 steek jy elke dag dan nou een aan. Soos hulle die oorwinning gekry het. Is nou nie hierdie groot Bybelse storie nie, maar is vir my 'n oorwinnende storie. Waar die Jode verdruk was, 'n vark in die tempel geoffer word en daar vat hulle oor in die olyfolie is te min en hulle steek dit brand en hierdie olie brand totdat hulle olie kan vervaardig het. Oorwinning en die vuur bly toe in die tabernakel in die tempel. Nou, sommer van daar af vat ek nou my storie. Dis nie 'n fees wat ons hou nie, dis die storie. Ons kan ander storie ook hê oor oorwinning. Nou, wat gaan ons nou doen? Hierdie vas, gewoonlik roep iemand 'n vas uit en jy moet vir hulle vas. Hierdie vas jy vir jouself. Jy vas vir jou en jou gesin, vir jy en julle voort toekoms. Julle kan net bid ook, elke dag. Julle hoef ook nie die kos te los nie. Doen net wat julle wil. Maar ons noem dit victory fast, oorwinningsvas. Nou kom ek noem die 9 punte. Ons begin 'n maandag. Die een wat sê, ek gaan net water drink aan 9 dae, wonderlik vir jou. Jy rig hom in soos jy wil. Kerke kan inklim, almal. Nou kom ek noem vir ons die 9 punte. En ek gaan dit uittik nog, die 9 punte daar op my page. En ek gaan die 9 dae, elke dag 'n boodskap bring. En elke dag hiervan praat. Nou die eerste punt gaan wees die vuur wat altyd moet brand in ons huise. Die vuur vir God. Die vuur, jy weet daar's mos 'n plek vir drank en hoerery en 'n ander persoon in die huwelik as die vuur van Jesus aan mekaar brand in jou. Ek wil net kyk werk met dit. Ja, hy hardloop. Die vuur van die Here moet brand. Dis punt 1. So dag 1 gaan ons hierdie Chanukka, die 9. Ons gaan nou nie 'n Chanukka opsteek nie. Dis nou maar net die oorwinning. Die 9 punte. Dan ander dag het ons weer 7 punte, steek ons die menorah aan. Ander dag het ons weer 3 punte en dan hou ons weer 'n Ester vas. Dan hou ons weer 7 punte die Nehemia vas. Ons hou van temas. So die eerste een gaan wees, ek gaan dit uittik. Later gaan wees die vuur moet brand. Hoe kry jy die vuur aan die brand? Jy gaan nou maandag gaan ek 'n boodskap daar oor hou. Die tweede punt gaan wees, ek en Stella moet God nog meer dien, nog meer vrye raak. Nie vry nie, dit ook sommer, ons moet meer vry. Ja Stella, as jy kyk, en jy moet meer vry, maar ons moet vryer word in Christus. Ons moet die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak. OK. Wat sal die naweek maar genoeg klaarbraai? Ja, Jan Hendrik. Laat ons kan begin. Nou, OK, hoor gou mooi. So die tweede dag gaan ek met julle praat oor jou huwelik. Ek en my vrou. Ek en my man. Hoe ons gaan vas. En daai dag gaan jy bid. En sê, Here, deurbraak in my huwelik. Jy wil tog nie 'n huwelik hê wat julle loop 'n knor vir mekaar nie. Jy wil 'n huwelik hê wat daar lag in geselskap is. OK. Die derde punt gaan wees, dan gaan jy vir jou kinders bid, vir jou kleinkinders en al het jy nog die kleinkinders en agterkleinkinders, jy bid nou al vir hulle.
en jy seën hulle. So punt 3 gaan dit wees. Jy wil mos sê jou nageslag moet geseënd wees. Ek sê my nageslag, as Jesus nog nie gekom het, moet hierdie Turksvy moet uit nog meer gaan. Ek kyk gisteraan op YouTube dat hulle uit Turksvy blaaie maak hulle leer en dat hulle dit vir Mercedes stuur en Mercedes dit as leer seats in die kar. Turksvy blare. Mense, so hier's nog baie wat ek moet gaan. Maar okay, die 4de punt gaan wees, jy gaan bid vir jou bediening. Almal het 'n bediening. Al is jy 'n prokureur of 'n dokter of 'n karwag, jy het 'n bediening. Jy moet met mense praat oor die Here. So jy gaan bid vir jou bediening. Jy gaan bid vir jou kerk wat jy in is. Jy gaan bid vir mense om jou. Jy gaan bid vir my, vir School of Fire. Jy gaan bid vir God se saak, 'n bediening. Dan gaan jy bid die 5de dag. Hoe kan jy baie siele bereik? Dis Matteus 28 vers 9, dis God se hart. As ons dit maar gedoen het, het ons die politieke probleme gehad. Hoor julle, ons sal nie politieke probleme gehad het. Want 'n hart wat change 'n nasie. Nou die dag was ons 20.000 omtrent by die Uniegebou. Ons daar weggeloop wat die bordels en papiere rondgelê nie. Want harte was verander en 'n hart wat change het 'n hele ander storie. Maar gaan kyk 'n bietjie waar ons nasies, of ons nou wit, swart of bruin het, gaan party hou op loftes of op ander plekke, hoe gemors lyk dit as ons daar loop, want ons harte is nie gechange nie. Okay, François Baden, ek sien jy's op, my skoonseun, jy sê ons het lekker glo. Kan ek dit gou vir jou wys, François? Daai Turksvy blaartjie wat jy by was, kom plant ek toe mos daar. Volgende dag is hy uit. Daar sit die vyand. En ek sê, Here, wat moet ek hieruit leer? Hy sê, jy het daai ding sy naam genoem, Israel Memories. Jaffa. En Israel het altyd enemies. Daar is die enemy. Hy was nou siek gisteraan. Okay, los dit nou daar. Dan moet vir hom aan mekaar skuld gee. Okay, die 6de dag gaan ons bid vir ons finansies. Nie vir myne nie vir jou kerk se nie, jou eie finansies. Jy gaan die dag vas, Here, raak ons finansies aan. Obvious gaan jy bid, Here, waar moet ek nie goed koop en waar moet ek goed koop? En wat moet ek doen met my finansies? En waar moet ek belê en waar nie? Hierdie ouens wat byvoorbeeld by hierdie scammers so belê. Ek sê nou vir jou, so ou besit jy die Heilige Gees. Regtig, ek weet ek maak 'n groot stelling. Jesus het almal geroep om oor hom te getuig, nie net die pastore nie. Daar's hy, Markus 16 vers 15. François Baden, julle moet hom gaan kyk op TikTok. Hy praat daar, nou ja, kyk. Hy begin altyd so, nou ja, kyk. Julle moet kyk, hy's 'n TikToker. Hy's ook my skoonseun. Hy en Devin, en dan laasweek daar in Palestina. In die aand as ons gaan slaap, hardloop hulle in die gange op af en klop. Soos 15, ek wil sy kind vertel. Dan klop hulle nou die deure wakker. Deure. Mense uitkom. Dan vang hulle ons op TikTok op. Maar is lekker as 'n mens nie voor die tyd oud is nie. Maar okay, François. Nou die volgende punt, ek gaan nog alles uit. Punt 7 gaan wees dat Suid-Afrika change in sy bose wette verander. En dan gaan jy ook sê, Here, vir wie moet ek stem? Dan gaan ons nou nie stry vir hom Groenewald of 'n Steenhuisen wat Nando's koop of wat en hashtag hoop vir ACDP wat nie. Jy gaan God vra, vir wie moet jy stem? En jy gaan daarby bly. Okay. So, jy gaan die Here vra dat die bose wette moet stop. God kan woke verander. Hierdie LGTB. God kan al hierdie tipe goed verander. Dan, die volgende dag, kan jy my nog hoor in die wind, in die weer. Ja, luid toe, nee, sien jy's ook daar. Gaan wees, punt 8. Hier is ek, Here, stuur my. Jy gaan daai 8ste dag, heel dag loop en sê, hier is ek, Here, stuur my. Gebruik my. Al is ek 'n tikster, Here, dan gebruik U my waar U my gebruik. Miskien is jy 'n bouer, gebruik my, Here. Hier is ek, stuur my. En baie sendelinge gaan ook opstaan. Jy geweet, jy kan 'n sendeling wees terwyl jy jou eie werk het. Okay, en dan die 9e gaan ons God net loof en prys. Wanneer laas het jy vir God dankie gesê dat jy lakens het
wat jy onder kan slaap. Wanneer laas het jy gesê, dankie Here, ek draai oop die water en dan kom water by 'n kraan uit? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê dat jy 'n toilet kan druk en hy spoel? Wanneer laas het jy gesê dankie vir toiletpapier en jy hoef nie met 'n ou koerantpapier daar te sit nie? Nou, wat is ook nie meer koerante kry nie, moes jy aan jou selfoon gebruik. Maar oké, los dit ook maar daar. So hierdie 9 dae gaan ons God se aangesig soek. Vertel dit vir die mense, dis nie 'n rooies vas wat begin het nie. Jy doen dit vir jou gesin. Jy doen dit net vir jouself of vir jou land. En as jy in 'n ander land woon, bid jy vir daai land. En jy doen dit vir jouself, vir jou finansies bid jy. So ons begin die 23ste Maart, Februarie, tot die 3de Maart. 9 dae van oorwinning. Kom ek vertel net weer die storie vinnig. Julle kan hom nou gaan oorkyk, aan die begin het ek hom vertel. Maar hulle gaan jare voor Christus, toe kom die Grieke en hulle gaan offer 'n vark in die Jode se tempel. En die Jode slat hulle daar uit en hulle gaan soek, want die Jode het altyd met daar 'n lampie, 'n vuurtjie brand in hulle tabernakel, in hulle tempel. Dit is geestelik vandag. Die vuur moet bly brand in hierdie tempel. En hoe kry ek hom in die gang? Met die Bybel. Halleluja. Nou hoor gou mooi. Bybel lees, kerk toe gaan, na 'n warm kerk toe. Worship, al daai goed. Maar wat doen hulle toe? Toe kry hulle net olie wat net vir 'n dag gaan hou. En daai jare vat 8 dae om olie te maak wat kan brand uit olyfolie. En toe hou daai eendag se olie, hou 8 dae. Dis waar jy hierdie ding, as jy 'n menorah kyk, wat jy die 9 kry, die Hanukkah. So daai mooi storie het my aangespoor, dat ek hierdie 9 dae victory vas uitgeroep het. Ons gaan nie toelaat dat in hierdie tempel enige gemors geoffer word nie. Nee, Jesus is my koning. So, klim julle saam met my in dit? Jou finansies gaan change, jou hart gaan change. En dan wil ek net sê, ag, mense, vandag weer gekyk, stuur mense vir my goed van podcast en hulle sê vir my en Israel Taylor sleg. Ek glo nogal Israel Taylor is 'n man wat werklik siele inwen. Dis net hartseer die ouens wat die podcast te doen. Hulle sit op hulle agterente en gaan nie uit vir siele nie, maar hulle monde is groot om goed te sê. Maar wie in plaas laat ek kwaad raak, kry ek hulle so jammer. Ek kry hulle te so jammer. Een het my gebel vandag, by om verskoning gevra, het ek maar 5000 mense het nou gekyk jou podcast, maar jy vra agter die rug om verskoning. Dit is aan laag. Maar toe sê hy maar, oom is welkom om op my podcast te kom praat. So binnekort sal ek daar praat, sonder om hom aan te val. Ek glo die ouetjie loop net 'n pad. Ek glo, ek was so, my eerste 2 jaar in my bediening, ja, ek het die mense gelooi. En as ek nou terugkyk, het ek net nonsens gepraat. So, hoekom gee ek hier ook vir hulle 'n kansie? Hulle het nou werklik baie ons sleg gemaak. Maar weet jy wat? Ook onkundig, hy hoor 'n storie. Hy sien 'n ding half. Ons moet besoek om oor mense te praat as ons 'n storie half gehoor het. Ek wil nou oor myself praat. As jy mense my ontmoet, dan sê hulle, hi, sê jy so, jy het 'n sagte hart, Rooies. Miskien moet ons eers mense ontmoet, voordat ons sleg praat van hulle. Maar van my kan julle maar sleg praat, los net my kinders uit. Wow, as 'n ou van my kinders en kleinkinders sleg praat, as ek op en arms. Maar verder kan ek dit hanteer. Nou luister hierso, François, as jy nog daar is, en ek kan vir jou wys, dat ek net gou kyk, waar hardloop hy nou? Ja, -3. -3 hier agter my selfoon. Hy ouer hierdie, -3 hardloop hy. Nou ja, ons is besig hier. Wat doen ek vir die mense wat nie weet nie? Ons vat 'n turksvyblaar en ons oes hom op die regte tyd en ons haal sekere ingredients uit en ons sit niks by nie. Hy bly organies en hy bly natuurlik. En daai blaartjie optel. Daai blaar het die vermoë om eendag 'n groot blaar te raak. Hy het die vermoë. Glo jy my? Kom ons sit 'n klip op hom. Dat hy nie weg moet loop nie. Dit is wat baie keer gebeur. Ons loop weg van Christus af. Maar oké. Weet jy? En wat ons dan doen?
Ons maal fyn en net daai skoon poeier. Jy eet hom saam. Iemand het net gesê, hy gooi hom sommer in sy smoothie, by peanut butter, alles, elke dag in. Freddy het nou net vir my vertel, want hy kry gout, en hy sê dit werk. Die ander, ek eet hom saam met peanut butter, of saam met heuning, of jy eet hom sommer, net, want hy het 'n lucering smaak. Jy kan tee ook maak met hom. Nou gaan na tanninshop.co.za. Daar is nog ander goed op, crocodile oil wat jy kan bestel. En dan sê ek, die aanlyn winkel gaan groei. Waarvoor is die aanlyn winkel? Sodat ons kan verander help. Deur dit, die winste wat ons maak, help ons weer ander. Maar oké, en dan François, my skoonseun, gaan binnekort goed daarop sit. Jy kan al vra, hy luister goed. Hy het 'n goeie luistermasjien. Op hout kan hy luister. Jou, van sleutelhouers af, deur. Kyk, daar is mos ontelbaar goed wat ou kan luister. Maar dit daar gelaat. Hier is François. As mense jou sleg sê, beteken dit hulle sien jou raak. Mens kan nie sleg gesê word as jy nie net in jou sitkamer. François Baden, lyk vir my, jy sit 'n rus lekker uit daar in Appington. Ek sien jou môre, want ek gaan môre 'n sendeling oplei en die hele dag daar kom sit. Daar in Appington. En ja, ook dankie sê vandag. 'n Christen het baie dinge, ek kan nou nie uitlaat nie, maar Andres het vandag iemand geopenbaring gekry wat oor die 500 skape gesteel het. 'n Wat mens skape gesteel het en hom vasgekry vandag. So dit is, weet jy hoe goed is dit om in Noord-Kaap so iemand te vang? Want hy's 'n skelm en nou help jy ander mense. Christen, sê nie, ag sies tog. Hy dit Ben Jordan, help my net. As jy Ben van Polokwane, Ben, sê net gou daar. Ek het nogal verlang jou man, hoe gaan dit daar so? En ek kom ons nou nie daarvan dat ons ou vriend Demel toe sê. Is dit Ben Jordan van Polokwane? Hoe gaan dit met jou gemeente? En so, Skalk Burger, moet ek nou vir jou ook vra, as jy die een wat rugby speel, of skiet ek net te hoog, is dit anders Skalk Burger? Ja, Donay Labeskaf, die kleinste in God se koninkryk kan nie verskil maak. Jy is nogal so een wat so groot verskil maak. Ken jou mos so. Nou ek wil net so gou spreiers gaan change, want my skoonseun is hier om my te help. Kyk hier het ek een gooi, ek mag geen nie in die jaar Turksvye nie. My vrou sê sy is so moeg vir my in Turksvye. Daai enetjie het ek hier gooi, hy groei. Laat hom net dan. Nou ek gaan nou 'n bietjie kyk of my kyk hoe lyk die weer, mense wat opsit. Simon, hy het nou gisterand lekker hier kom staan. Daar staan hy, kom ek zoom gou vir julle uit. Kyk gou en dan gaan ek afsluit. Kyk waar staan hy. Kom ek kyk gou. Hey, Simon! Ek gaan nou kyk as hy hoor. Daar is hy. Hoe gaan dit, Simon? Kom. Simon! Hey! Wat maak jy? Sy. Simon. Nou ja. Mense, ek wil net vir julle sê dat Jesus baie lief is vir julle en hy baie omgee vir julle. En julle is kosbaar vir hom en julle is waardevol en hooggeag. God gee om vir jou en God wil net die beste vir jou hê. Mense sê, voorspoed teologie is so boos. Hoor gou? Gierige teologie is boos. As jy wil 6 vliegtuie en 7 dit is boos. Maar hoor gou hier, voorspoed is nie boos nie. My God sê, hy wil vir jou voorspoed en nie teëspoed gee nie. Wys my ander plek in die Bybel waar God sê, ek wil jou net laat swaar kry. Ek wil hê jy moet suffer. Nee, my God wil die beste vir ons hê. En hy gee om. Elzaan Jansen van Rensburg, Arno mis vir Simon. Jessie, maar Arno kan vir Simon. Nogal as hy sê koes, dan sit Simon. Dan gaan, dis nou die kameel. Dit is nogal so. Hallo Elzaan, gaan dit goed met jou? Sê vir jou ma ook groete, ons bly bid nog vir julle. Duister van 'n pa gehad, en hy dans nou in die hemel rond, né? Prys sy wonderlike naam. Almal seer in hierdie wêreld. Daarom gaan ons eendag in die hemel dit geniet. As ek net deur almal kyk wat hier inskakel. Tommy is ook hier op. Daai ou met die, hy het so bolle op sy kop. Lyk soos 'n
'n pot se deksel wat jy afhaal. Nou ek is daar by Tommy, ek gaan dit vanmôre af adverteer. Bosra Kerk, sit 'n bietjie op die advertensie daar, dis naby Ellis Park. Ek is daar oor 'n paar weke, oor 'n maand, omtrent. Is ek daar by Tommy hulle. Ek wil net so vinnig sê en dan sluit ek af. Die 26ste Maart, hulle daar in Israel gebel, toe sê hulle, ons sien jy en Devin, of nie vir my gebel nie vir Devin, jy loop saam met Roy, ons verstaan nie hierdie ding in die wêreld, verstaan nie. Want nou die dag het Devin my gevloek, nou die dag het ek vir Devin iets gesê, my jene, wat gaan met julle aan? En ons is dan live op, sal ek vir julle sê, die 26ste in Johannesburg, wil mense onderhoude voer. God sit die puzzle van Suid-Afrika by mekaar. Amen. En ek spreek oor Devin se lewe, Nikita se lewe uit. Julle is sielewenners in Jesus naam. As hy, en Steve se liedjie, jy's 'n vrotpompoen en 'n stuk in 'n skoen, gaan nou daai vrotpompoen gaan die heel raak, en die stuk in 'n skoen gaan by die skoenmaker kom, en ons gaan saam die Here dien. Maar ook, net dat, dan die 27ste, 28 en 29ste is ek daar by Bosra, Maart nou, en dan is ek die week daarna in Witbank, by, is ek daar in 'n hele reeks dienste. Binnekort pos ek dit. En ek like jou. Of jy van my hou of nie, ek hou van jou. En ek het 15 jaar terug 'n begeerte gehad om deur hierdie land te ry met 'n bekeerde twee mense. En dit is Steve Hofmeyer en Julius Malema. En hulle staan op een verhoog en hulle verkondig Jesus. Wie sê net God gee dit vir my? En hulle staan op die Blouvin Stadium en hulle preek. Neem Jesus aan en Suid-Afrika genees. Miskien werk dit eendag so uit, miskien nie. Wonderlik. God sit die puzzels by mekaar. Ek gaan vir almal bid, vriend en vyand. En die Here gaan wonderwerke doen. Halleluja. Ek hoor vandag sê ou die mense wat my jy kan nie meer duiwels uitdryf nie. Ai jene. Waar kom julle aan hy strooi? Hy sê Matteus 10 vers 8, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies uit, dryf duiwels uit, verniet het julle het ontvang, verniet met julle het gee. Nou sê een, yes! En nou Royus vra geld om te gaan preek op 'n plek. Nee, Royus het nog nooit geld gevra nie. Maar Royus is bly as iemand vir hom diesel betaal, want ek het al gaan stop by 'n dieselpomp en gesê, die Bybel sê, verniet het ek het ontvang, verniet moet ek het gee. Gooi vir my die silinders. Sê hulle, nee meneer, R800. Jy gaan nie ry nie of as bel die polisie. So, alles werk nie, soos ons dit net lees en net ons duim uitsuig nie. Ons moet 'n bietjie partykeer groot raak.